Ja, Here God, wanneer ons vanoggend so voor U staan, dan kan ons nie anders as om U te loof en prys, U naam groot te maak, U die almagtige, U die regverdige God, U die barmhartige, genadige. Dankie Here, dat U ons so lief het, dat U eie seun gestuur het. Dankie Jesus, dat U vir ons sondes aan die kruis betaal het en die dood oorwin het. Dankie dat ons dit vanmôre in die nagmaal kan vier. En dankie vir die voorreg om U kinders te wees. Dankie Here om te leef vanuit U genade en vanuit U barmhartigheid. En ek bid Vader, dat ons ook as U kinders genade sal betoon. Barmhartigheid sal betoon. Ek bid dat ons sal leef en sal smag na dit wat reg is. Dankie vir die voorreg om so as gelowiges saam te kom. Kom ontmoet ons deur die Heilige Gees. Kom open die woord vir ons, Here, en kom praat met elkeen van ons. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Jy kan die plekke inneem. Jy kan die groen blaadjie uithaal. En as jy Bybel wil oopmaak, kan jy dit oopmaak by Matteus 5. As jy Bybel wil oopmaak, kan jy dit oopmaak by Matteus 5. Jy kan die blaadjie uithaal, want die skrifgedeeltes is ook daarop aangedui en die hoofpunte. Kry jy soms die gevoel dat jy pas net nie in nie? Dat jy pas nie regtig in by die wêreld nie? Weet jy, toe ek die saligsprekinge deurgaan, besef ek dat dit eintlik presies is wat Jesus vir ons kom sê met die saligsprekinge. Hy wil ons kom verduidelik dat 'n Jesus-volgeling, iemand wat aan hom behoort, pas nie regtig in hierdie wêreld nie. Hoekom nie? Wel, want as jy aan Jesus behoort, dan is jy 'n nuwe mens, dan is jy wedergebore. Dan beteken dit, jy is 'n burger van God se koninkryk. Dit beteken jy het 'n ander karakter as die mense rondom jou en saam met wie jy lewe. Om die waarheid te sê in die woorde van Petrus, dit maak ons eintlik vreemdelinge en bywoners. Want ons het 'n ander manier van dink, 'n ander manier van kyk na die lewe, 'n ander manier van doen. Ons het ander waardes, norme, waarmee ons lewe. Eintlik, as 'n mens hierdie gedeelte, die saligsprekinge lees, maar ook die res van die Bybel, dan sal jy sien dat vir enige Christen, kind van die Here, behoort al hoe meer agter te kom. Ek pas nie eintlik regtig in nie. En kom ek sê sommer by voorbaar, dan gaan dit nie in die eerste plek oor Nieu-Seeland of oor wat in Nieu-Seeland gebeur nie. Ons pas nie in op hierdie aarde nie. Daar is iets anders in ons hart. Ons is besig met 'n reeks oor die saligsprekinge, 'n reeks wat handel oor wat maak 'n mens regtig gelukkig, en wat ons agterkom is dat wat 'n Christen, wat 'n kind van God gelukkig maak, is iets radikaal anders as dit wat mense gewoonlik dink jou gelukkig behoort te maak. Baie interessant as jy na die saligsprekinge gaan kyk, in Matteus 5 vers 1 tot 10, in 10 verse, beskryf Jesus die karakter van iemand wat aan hom behoort. Dis eintlik waaroor die saligsprekinge gaan. Hy beskryf die karakter van iemand wat aan Jesus behoort, en dan sê hy, so 'n mens, iemand wat hierdie karakter het, is op die ou end regtig gelukkig. En dan gee hy die redes daarvoor. Vandag
gaan ons by 2 saligsprekinge stil staan. By die 4de en die 5de saligsprekinge. So kom ek lees dit vir u. Ek gaan eers in die 2020 vertaling lees, Matteus 5 vers 6 tot 7, en dan gaan ek dieselfde 2 verse ook vir u in die Nuwe Lewende Vertaling lees, wat dit so 'n bietjie probeer verduidelik. Matteus 5 vers 6 en 7. Gelukkig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Gelukkig is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid ontvang. En kom ek lees vir u dieselfde 2 verse in die Nuwe Lewende Vertaling. Gelukkig is die wat honger en dors na wat voor God reg is, want hy sal hulle hartsverlange bevredig. Hy sal dit vir hulle gee. Gelukkig is die wat met ontferming uitreik na mense in nood, want God sal hom oor hulle ontferm. U sien, mense honger en dors, en dit is eintlik maar net 'n uitdrukking om te sê dit wat jou diepste dryfveer in jou lewe is. Mense honger en dors, hulle jaag met 'n dolle vaart. Hulle gee hulle hele lewe net om iets te kan bereik. En dit is 'n verskeidenheid goed. Mense jaag na mag, hulle jaag na posisie, hulle jaag na geld, hulle jaag na plesier. Hulle probeer enigiets, kyk maar rondom jou. Want hulle wil 'n bietjie waarde, 'n bietjie betekenis aan hulle lewe gee. Hulle wil iets uit die lewe uithaal. Dis asof daar in die mens 'n diep honger is, wat net nie versadig kan word. Ek weet of jy al partykeer so gekyk het na mense rondom jou en die saam, en net gedink, maar waartoe jaag almal? Waar gaan hulle so mal oor al hierdie goed? Wel, hulle het 'n gat, hulle het 'n leemte, hulle het 'n honger. En maak nie saak hoe jy dit probeer vul nie, dit word net nooit regtig vervul nie, en dis die groot hartseer. Want jy sal agterkom, genoeg is nooit genoeg nie. Het jy al gehoor dat iemand sê, ek wil nie baie geld hê nie, ek wil net genoeg hê? Okay, dan vra ek hom, hoeveel is genoeg? Nee, jy weet nie, want genoeg is nooit genoeg nie. Waarna jy ook al jaag, daar kom nooit 'n punt waar jy voel dis nou genoeg. Nou het ek dit nie. Daar's altyd meer. Dit bly leeg. En daarom praat Jesus in hierdie 2 saligsprekinge oor dit wat 'n mens ten diepste dryf in die lewe. Dit waarna jy honger en dors, en hy gebruik 2 begrippe wat sentraal in die evangelie is. Die woord geregtigheid, julle moes dit al baie in die kerk gehoor het, julle moes dit al baie in die Bybel gelees het, geregtigheid en barmhartigheid. En al 2 hierdie begrippe, geregtigheid en barmhartigheid, is eienskappe van God. God is geregtig, regverdig. God is barmhartig. Maar terselfdertyd is dit ook eienskappe, karaktertrekke wat pas by 'n kind van God. 'n Kind van God is iemand wat leef vanuit en met geregtigheid en barmhartigheid. En ek gaan probeer om vanoggend net vir julle hierdie 2 begrippe so bietjie meer te verduidelik en toe te pas wat Jesus hier sê, hoe dit 'n mens regtig gelukkig maak. Kom ons lees net eers wat sê Jesus in Matteus 23 vers 23. Ek weet hierdie vers word partykeer in 'n ander konteks gebruik, maar Jesus sê 'n geweldige belangrike ding hier. Hy sê, ellende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseërs, huigelaars. Hoekom? Want julle gee tiendes van kruisement, van anys en van koriander,
maar wat volgens die wet van God die swaarste weeg, die belangrikste is. Dit laat julle na. En wat is dit? Geregtigheid, barmhartigheid en betroubaarheid. Juis hierdie dinge moet 'n mens doen en die ander nie nalat nie. In die Ou Testament, Amos 5 vers 24, sê God deur sy profeet die volgende: maar laat die reg en geregtigheid tevoorskyn kom. Laat dit aanrol soos watergolwe, soos 'n standhoudende stroom. Geregtigheid. Ongelooflik belangrik. Nou die woord geregtigheid in die vers wat Jesus dit gebruik het 3 betekenisse wat hier van toepassing is. En kom ek noem dit kortliks vir een. Probeer dit net vasmaak. Ek dink dit is op die blaadjie. Die eerste een is geregtigheid beteken om in die regte verhouding met God te kom. En dis alleen moontlik deur wat Jesus Christus aan die kruis met sy opstanding gedoen het. Daar het hy volledig vir al ons sondes betaal en met sy opstanding die dood oorwin. Daarom kan Paulus sê, Jesus is ons geregtigheid. Ek kan alleen kind van God wees, ek kan alleen in die regte verhouding met God wees, omdat Jesus my regverdig gemaak het voor God, my sondes kom wegvat het. So dis die eerste betekenis van geregtigheid. Dit beteken ek kom in die regte verhouding met God, deur Jesus. Ek word 'n kind van God. Daar's 'n tweede betekenis. En dit beteken dat ek sal lewe volgens die beginsels, volgens die reg wat God wil hê, hoe God wil hê dat ek moet lewe. Dit beteken dat ek reg sal lewe. Die Nuwe Lewende Vertaling vertaal hierdie vers so. U sien, dis eintlik 2 kante, maar dis 2 belangrike kante, want aan die een kant, geregtigheid beteken ek kom in die regte verhouding met God, en kan ek maar sê, die meeste van ons hoop ek het al dit gedoen, en weet hoe belangrik dit is. Ek moet tot bekering kom, net Jesus kan my red, hy kom was my skoon, uit genade uit, ek word kind van God, dis my geregtigheid, Jesus is my geregtigheid, ek staan voor God, as ek daar kom, gaan ek vrygespreek word. Hoekom? Nie oor wat ek gedoen het nie, maar omdat Jesus my geregtigheid is. Hy het vir my betaal. Maar hy het 'n flip side, hy het 'n ander kant. Jy sien, as ek geregverdig is deur die bloed van Jesus, ek is in 'n regte verhouding met God, dan is die keersy daarvan, dan moet ek ook nou lewe soos iemand wat geregverdig is. En dit beteken ek moet doen dit wat reg is. Ons mis daai in 'n partykeer, okay? Ongelooflik belangrik. Ek kan nie daarop aanspraak maak dat ek gered is, dat ek in die regte verhouding met God is, maar ek leef nie soos wat God wil hê ek moet lewe nie. Ek doen nie dit wat reg is nie. Dis wat hier staan. Dis die tweede betekenis. As ek kind van God is, deur die bloed van Jesus geregverdig is, dan moet ek ook doen volgens wat God sê wat reg is en wat hy wil hê ek moet doen. Daar's 'n derde aspek aan hierdie geregtigheid, en dit is dat ek ook daarna sal smag en strewe dat daar geregtigheid en regverdigheid sal geskied in die wêreld rondom my. Dis nie net 'n persoonlike ding nie. Dis nie net ek moet gered word nie. Dis nie net ek moet reg lewe voor God nie. Maar as ek honger en dors na geregtigheid, dan raak die ongeregtigheid en die onreg van die wêreld my direk. En ek kan nie daarmee vrede maak nie. Jy sien, God is die regverdige. Hy het die reg lief, hy haat onreg. Gaan lees maar die Ou Testament en die Nuwe Testament. Al die uitsprake wat God het oor mense wat onregverdig optree, wat onreg doen. En daarom, as ek 'n kind van God is,
As ek gered is deur die bloed van Jesus, sal ek nooit onreg of onregverdigheid kan verdra, of maar net aanvaar. Sien, as ek regtig 'n kind van God is, dan kan ek nie maar my oë toemaak vir die onregverdigheid nie. Dan kan ek nie maar maak asof ek nie sien wanneer mense seer gemaak word, wanneer hulle lewe verwoes word, wanneer hulle onbillik en onregverdig behandel word nie. Nie hier nie, nie in Suid-Afrika nie, nie in Afrika nie, nie in die Midde-Ooste nie, nie in Oos-Europa nie, nêrens nie. Hoekom? Want my pa is die God van geregtigheid. Wat haat dat daar onreg teenoor mense gepleeg word. En daarom kan ek as kind van God nooit vrede maak, solank daar onreg gepleeg word teenoor mense. En daarom sal ons opstaan daarvoor. Maar wat belangrik is dat wanneer ons as Christene opstaan teen die onreg in die wêreld, dan moet ons die tweede punt onthou. Ons kan dan nie self ook weer onregverdig optree nie, okay? Ek gaan dit nou nie verder verduidelik nie, maar ek sien soveel keer in die naam van Christus, in die naam van God, staan mense op teen onreg wat gebeur, maar dan is hulle optrede self onregverdig. Dan maak hulle weer ander mense seer, en kom weer ander mense te na. Die uitdaging vir die Christen is om alles wat ek doen, te doen op die regte manier. Soos wat God wil hê, dat ek dit moet doen. Maar weet jy, dit gaan nie net oor onreg daar in die Midde-Ooste, en in Oos-Europa en in Afrika. Wanneer Jesus praat van honger en dors na geregtigheid, daar die derde aspek, dan gaan dit ook oor reg en geregtigheid in die verhoudingsreg rondom my, hier naby my. Dan beteken dit, ek sal nie, ek kan nie, ek mag nie stil bly wanneer iemand by die skool, by die werk, waar ook al geboelie of afgeknou word nie. Wanneer ek sien dat 'n mens, en soms dikwels is dit 'n vrou, wat deur 'n man verneder of verniel, emosioneel of fisies aangerand word, dan beteken dit dat ek sal nie maar net kan stil bly nie, ek kan nie maar net my oë toemaak en ander kant toe kyk en maak asof ek dit nie gesien het nie. Want as ek God se hart het, dan raak onreg my, met wie dit ook al plaasvind. Ook nie, wanneer in die familie of in die vriendekring waarin ek beweeg, daar iemand is op wie altyd gepik word, of wat uitgestoot word, of wat afgekraak word nie, dan kan ek nie maar net stil bly nie. Dan sal ek die ene wees, wat die ongemaklike vraag vra, of wat die onreg uitwys. Soms sal dit van my vra, om met die persoon wat onbillik optree, eenkant met hom of haar te gaan praat, dat hy ten minste kan weet, ek het dit raak gesien, en hy kan nie maar net wegkom daarmee nie, en dit wat hy doen is nie reg nie, dis geregtigheid, daar, maar ook hier. Wees verseker, as jy staan vir dit wat reg is, daar, maar spesifiek ook hier, rondom jou, in jou vriendekring en die familie. As jy opkom vir hulle wat te nagekom word, afgekraak, afgebreek word, as jy die ene is wat bereid is om die ongemaklike vraag te vra, of die ene is wat bereid is om die onreg uit te wys, dit gaan jou nie gewild maak nie, inteendeel. Dit kan maak dat jy die ene is wat uitgestoot word. Ons sal later by die saligsprekinge daarby kom. Maar aan die ander kant, maak dit jou presies soos jou Vader. Bring iets van die karakter van jou Vader uit, die God van geregtigheid.
wat nie onreg kan duld nie, wat dit altyd aan die kaak sal stel, altyd sal uitwys. Die wonderlike geluk wat natuurlik vir ons beloof word in hierdie 4de saligsprekinge, is dat wanneer ek met my hele hart smag om daarna om in die regte verhouding met God te kom, smag daarna om te doen dit wat reg is voor God, reg op te tree, en smag daarna dat daar reg en geregtigheid in die wêreld en rondom my plaasvind, dan sê hy my geluk, my seën lê daarin dat God dit vir my sal laat gebeur. Daardie hartsverlange, daai diep begeerte na geregtigheid sal God vir my gee. En hoe gee hy dit vir my? Die eerste ene, hy het dit klaar gegee met Jesus Christus. Daardeur het hy my in die regte verhouding met hom kon stel, en ek en jy kry dit verniet, sonder dat ons verdien het. Maar hy het ook vir ons die Heilige Gees in ons binneste kom gee, wat my en jou in staat stel, as ek wedergebore is, om te kan doen dit wat reg is, want die Heilige Gees lei my juis om te doen dit wat reg is. Dit wat God wil hê. Ek moet net gehoorsaam wees. Ek moet net bereid wees om dit te doen. En wanneer ek kyk na die onreg om my, rondom my en in die wêreld, en wanneer ek bereid is om iets daaraan te doen, dan weet ek is aan die kant van die almagtige God, wat altyd sal intree, en wat die onderdrukker sal straf, en wat onreg nie sal duld nie. En al word ek dan verdruk, al word ek dan uitgestoot, is dit oukei. Want ek weet ek is 'n kind van die Vader. Wanneer ek natuurlik so smag na reg en geregtigheid, dan word dit, hierdie innerlike smagting word na buitekant toe sigbaar in 'n lewe van barmhartigheid en liefde. Jy sien, omdat God hom oor my ontferm het, omdat God my nood en my behoefte raak gesien het en daarin voorsien het, daarom gaan ek nou met 'n sagte manier om met die mense rondom my. Ek het 'n sagte oog, 'n liefdevolle manier om met mense te werk. Dis barmhartigheid. Barmhartigheid beteken dat ek die nood en die behoefte van mense regtig raak sien, dat dit my raak, dat dit my hart in beweging bring en dat ek dan iets daaraan doen. Daarom is Jesus die groot barmhartige, né? Dis presies wat hy gedoen het. Ons lees dit in die evangelies. Wanneer Jesus mense se nood gesien het, dan staan daar altyd, hy het hulle innig jammer gekry. Sy hart het in beroering gegaan. Eintlik sê die Griek, sy ingewande het in hom omgedraai. Sy hart het in beroering, hy het geruk. Het mense se nood jou al so geruk? Dat jy hulle innig jammer kry, dat dit iets aan jou doen. Dis wat Jesus gedoen het. Hy het ontsteld, hy het dit gesien, hy het ontsteld geraak daaroor, maar dan het hy ook iets prakties daaraan gedoen. Vir my en jou om barmhartigheid te wys, beteken, ons moet nuwe oë kry. Oë wat nie na binnekant toe gerig is nie. Nie selfsugtige oë nie, maar oë wat na buitekant toe kyk. Oë wat kan raak sien. Oë wat kan sien wat in mense se lewens omgaan. En dan 'n hart wat dit kan voel. Wat in beroering kan gaan, wat daardeur geraak word, maar dan derdens 'n hand en 'n lewe wat bereid is om iets daaraan te doen. Om betrokke te raak, om my hande vuil te maak. Jesus barmhartigheid is 'n barmhartigheid aan almal. Barmhartigheid sonder grense, want dis God. God is die barmhartige. Daarom dat Jesus sê in Matteus 5 vers 43, ons moet ook barmhartigheid betoon selfs aan ons vyande, aan hulle wat dit sleg bedoel met ons. Jy sien, daarom is barmhartigheid nie iets wat ek doen aan die groepie mense hier, my klein groepie, wat nice is met my nie.
Maar Jesus barmhartigheid is iets wat ek doen aan almal. Ook aan hulle wat nooit enige iets vir my gaan terugdoen nie. Selfs hulle wie se nood hulle eie skuld is. Want dis presies wat God gedoen het in Jesus Christus. Jesus het gesterf vir alle mense. Selfs al was ons nood en ons sonde ons eie skuld, was Jesus bereid om in te gryp en die prys te betaal, dat ek en jy gered kan word. Dis barmhartigheid van God. Dit beteken dat ek regtig omgee. Dit beteken dat ek brood op die water werp. Dis hoe 'n kind van God optree. Volgens wêreldse standaarde is dit stupid. Hulle sal vir jou sê, ag man, moenie jou tyd mors nie. Moenie betrokke raak by mense en hulle gaan vir jou niks, het gaan jou niks baat nie, het gaan niks op jou CV wees nie. Hulle gaan jou net misbruik, hulle gaan net jou goedheid misbruik, moenie eens worry nie. Wêreldse oogpunt, dwaas. Vanuit God se koninkryk, sê Jesus, dan is jy regtig gelukkig. Dan is jy regtig geseën. Hoekom? Want dan toon jy iets van die hart van jou Vader, van die karakter, van wat Jesus in jou bring. Ek wil weer vir julle daardie vers lees, wat ek nou net gelees het. Matteus 23 vers 23, hoekom? Want ons kan met so baie goed besig wees, selfs binne in die kerk. Ek weet, hier gaan dit nou spesifiek oor tiendes van elke klein dingetjie wat hulle gegee het, maar as jy weier dink, dan gaan dit in beginsel daaroor dat ons kan soveel kerkgoed mee besig wees. Ons kan sulke goeie goed wees, en Jesus sê, dis goeie goed. Hy sê, moet dit nie ophou om dit te doen nie, dis goeie goed. Maar hy sê, die probleem is, ons kan die hart van die evangelie mis. Terwyl ons besig is met goeie kerk wees en kerkdinge doen. Kom ek lees dit. Matteus 23 vers 23. Ellende wag vir julle skynheilige skrifkenners en fariseërs, want julle gee noukeurig tiendes van die nietigste deeltjies van julle inkomste. Maar julle ignoreer die eintlik belangrike dinge, waarom dit in die wet gaan, om te doen wat reg is, om ontferming te betoon, en om mense van julle woord te wees. Julle behoort die tiendes te gee, maar die belangriker dinge mag julle nooit nalat nie. Wanneer ek in die regte verhouding met God is, dan vloei dit uit, dat ek met 'n ander oog na mense kyk, dat ek sag met mense werk, dat ek ook barmhartig gesit met mense, soos wat God met my barmhartig is. Waar kry ek daardie barmhartigheid? Kom, ek sluit af daarmee, ek kry dit definitief nie uit myself nie. Hoekom? Want van nature is ons selfsugtig en selfgerig. Ek kan eers regtig barmhartig wees, wanneer God 'n hartoorplanting in my lewe gedoen het, wanneer die Heilige Gees deur wedergeboorte my lewe kom verander het, ek 'n nuwe hart gekry het, hy die kliphart, die selfsugtige hart kom wegneem het, en vir my 'n sagte hart kom gee het, 'n Jesus hart. Dat ek met Jesus oë kan kyk na mense in nood, maar dat ek ook met die Jesus hart kan voel, en kan ervaar die nood van mense, en dat ek iets daaraan kan doen. Jesus sê, so iemand, hy's 'n regtige koninkryksburger, hy's regtig 'n kind van God, en so iemand is regtig gelukkig. Hoekom? Want God het lankal sy barmhartigheid en sy ontferming oor jou betoon. En God sal hom oor jou ontferm. Barmhartigheid roem teen die oordeel, sê Jakobus. As jy bereid is
om sag met mense om te gaan, sal God sag met jou omgaan. Amen. Kom ons raak stil voor die Here. Hemelvader, Here, hierdie is so belangrik. Dit is so anders as die wêreld. Ons raak so vasgevang in die web van verwagtinge, van smag, na die dinge wat die wêreld na smag. Here, ons vergeet dat die geluk nie daar lê nie. Kom verander ons hart. Kom open ons oë. Om op 'n nuwe manier te kyk, 'n nuwe manier te ervaar. Maar om daadwerklik op te tree, soos U van ons vra. Bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons luister net na 'n lied. Dis van Don Francisco, Steeple Song. Dalk ken jy dit. Kyk na die woorde. Ondersoek jouself terwyl ons daarna luister. I don't care how many buses you own or the size of your sanctuary. It doesn't matter how steep your steeple is if it's sitting on a cemetery. I don't care if you pave your parking lot or put pads upon your pews. What good is a picture-perfect stage if you're missing all the cues? I don't care if your pastor is super-powered and your program's always new. What you need is love and truth. Men are gonna come to you. It doesn't matter that you know the Bible. If it's all just in your head, the thing I need to ask you is, have you done the things I said? Do you love your wife? For her and for your children, are you laying down your life? What about the others? Are you living as a servant to your sisters and your brothers? Do you make the poor man beg you for a bowl? Do the widow and the orphan cry alone? I don't care if you pray for miracles. Don't care if you speak with tongues. Don't care if you've said you love me in every song you've sung. It doesn't matter that your sacrifice of praise is loud enough to raise the dead. The thing I need to ask you is, have you done the things I said? And do you love your wife? With all you've got inside you, are you laying down your life? What about the others? Are you living as a servant to your sisters and your brothers? Do you make the poor man beg you for a bowl? Do the widow and the orphan cry alone? Lord, when were you a prisoner that we did not come to you? When was it that we saw you sick that we didn't follow through? Every time you turned your head and pretended not to see, when you did it not to the least of these, you did it not to me. Geliefdes, nagmaal gaan juis oor God se geregtigheid. Dis 'n barmhartigheid. Nagmaal sê, God het my en jou in die regte verhouding met hom kom stel. Daarom was hy bereid om sy seun aan die kruis te laat sterwe. Daarom het hy die prys betaal, dat jy geregverdig kan wees, dat jy kind van God kan wees. Maar daarom roep nagmaal ons ook op, om opnuut te kyk na ons eie lewe, en seker te maak ons tree reg op.
en ook na dit wat in die wêreld en rondom ons gebeur. Maar nagmaal praat ook van God se barmhartigheid, want uit liefde het God dit vir ons kom gee. Nie een van ons verdien dit nie. Dis uit genade. God het ons gered terwyl ons nog sondaars was. Hy het sy liefde aan ons bewys ten spyte daarvan, dat ons dit nie verdien het nie. En daarom ontvang ons hierdie genade uit sy hand vanoggend. Maar dit vra van ons, om dan ook barmhartigheid te gaan betoon. Ja, kan ek sê aan almal daar buite, maar in die besonder, aan hulle naby aan jou, barmhartigheid aan jou vrou, aan jou man, barmhartigheid aan jou kinders, aan jou ouers, barmhartigheid aan die mense saam met wie jy elke dag lewe, sagte oë. Kyk weer met 'n nuwe oog en voel met 'n nuwe hart vir die mense rondom jou. Want dan is ons soos Jesus en dan is ons gelukkig. Met nagmaal doen ons 6 dinge. Ons kyk na agter. Ons onthou alles wat Jesus vir ons gedoen het. Hoe hy vir ons aan die kruis vasgespijker het, gesterf het, opgestaan het en lewe. Dit het hy alles vir my gedoen. Nagmaal kyk ons ook op na bo en ons sien die Vader wat vir ons lief het en wat sy seun vir ons gegee het. Derdens kyk ons ook na binne, want ek ondersoek myself en ek maak seker hoe is my verhouding met God en hoe leef ek in my verhouding met mense rondom my. En vierdens, maak nagmaal dat ons rondom ons kyk en dan sien ek hier's anders kinders van die Here wat saam met my nagmaal gebruik, wat baie van my verskil, maar ons is een deur die bloed van Jesus en dan vat ons mekaar se hande en dan sê ons, ek is vir jou lief omdat God vir my lief het en daarom loop ons hierdie pad saam. En nagmaal maak vyftens dat ons ook vorentoe kyk, want ek vier nie net die verlossing van Jesus en die wete dat hy hier by ons is, maar ek kyk ook vooruit, want ek weet daar gaan 'n dag kom wanneer hy terugkom. En ek weet daardie dag gaan ons aansit by die bruilofmaal van die lam en dan gaan daar geen trane, geen hartseer, geen ongeregtigheid meer wees nie. En laastens, sestens, maak nagmaal dat ek ook na buite kyk en dan sien ek daar's 'n wêreld stikkend en vol nood. En dan kan ek nie my oë toemaak nie, want ek weet hulle het Jesus nodig. En dan kan ek net aan een persoon die liefde van Jesus betoon, dan is dit die moeite werd. Kom ons raak stil en elkeen ondersoek homself. Wat is jou verhouding met God? Ek gaan vra dat die musiekbediening sommer vorentoe kom en dan op my teken kan ons dan spontaan sing, U het die brood gebreek. U kan sommer opstaan wanneer ons dit sing en dan kan u bly staan vir die 12 artikels en die tafelgebed. Maar kom ons raak net eers stil. Elkeen, jy het die preek gehoor, jy het die lied gehoor, jy weet waaroor nagmaal is. Antwoord die Here. Gaan raak stil voor hom en sê, Here, hier is my hart, hier is my lewe. Kom ons raak elkeen stil voor die Here. Die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons se Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God,
die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Almagtige God en Hemelvader, dankie vir u genade. Dankie dat u ons kom regverdig maak het deur Jesus Christus. Dankie vir u barmhartigheid, waarmee u na ons kyk en hoe u elke dag teenoor ons optree. En ek bid dat ons sal honger en dors na u geregtigheid. En ek bid dat ons werklik barmhartige, genadige mense sal wees in alles wat ons doen. Wil u ook vanmôre met hierdie nagmaal u doel bereik in elkeen van ons se lewens. In Jesus naam. Amen.